Hoor gou, staan op vir Jesus. Jy sien, hoe nader jy aan God beweeg, hoe meer sal mense jou vreemd vind. En hoe minder sal dit jou eintlik raak, wat hulle dink. Jesus sê in Matteus 5 vers 14 tot 16, julle is die lig van die wêreld, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle die goeie werke sien en die Vader in die hemele verheerlik. Jy sien, mense dink vandag jy is vreemd as jy nie drink nie. Mense dink jy is vreemd as jy nie rook nie, as jy nie vloek nie, as jy nie na pornografie kyk nie, en as jy wag vir huwelik, vir seks. Maar weet jy, wat eintlik vreemd is, wat die wêreld normaal noem, is angs, verslawing en depressie. Ek kies dan eerder om vreemd te wees. Vreemd in die goeie sin, afgesonder vir Jesus. Jy mis dalk op die kortstondige plesiertjies van hierdie wêreld, maar jy kry die ewige lewe. Jy sien, as jy probeer inpas by die wêreld, twyfel ek of jy regtig Jesus volg. Want Jesus sê in Johannes 3 vers 19 tot 20, hierdie is die oordeel, die lig het na die wêreld gekom, maar die mense het die duisternis meer lief gehad as die lig, want hulle dade was boos. Wie die waarheid doen, kom na die lig, wie die boosheid doen, vermy die lig. Jesus het ons nie net geroep om net in te pas nie. Hy het ons geroep om op te staan en uit te staan. Vir die wêreld is dit vreemd om selfbeheersing te hê, suiwer te bly en in dissipline te wandel. Maar om jou lewe te vernietig, verslaaf te wees, siek of te sit met depressiwiteit, dis wat die wêreld normaal noem. Hoor gou, ons hemelse Vader se goedkeuring is meer werd as die applous van hierdie wêreld. Wanneer jy jou lewe aan Jesus oorgee en sy lig laat skyn, maak dit die duisternis baie ongemaklik. Jou getuienis, jou vryheid, jou liefde vir hom, wys vir die wêreld wat regtig belangrik is en waar jy werklik vreugde kry. Jy kan nie vir die wêreld en vir God wees nie. Lig en duisternis gaan nie saam nie. Daarom ek kies om Jesus te volg. Ek kies om sy lig te laat skyn en vir hom vreemd te wees in hierdie wêreld. Tik in die comments lig as jy saam met my vir Jesus staan.